Wanneer God die hele wêreld met vuur oordeel, hoe sal hy die weg van verlossing vir die mensdom oopmaak? Laat ons vandag 'n bietjie tyd neem om God se woord te bestudeer met die preek, die twee oordeele en die pasga, en hierdie verlossingspad deur die Bybel te bevestig, sodat ons almal getrou daarvolgens kan wandel. Die twee oordeele verwys na die tyd van Noag se sondvloed, toe God die wêreld eers met water geoordeel het, en die tweede is in die laaste dae wanneer God die wêreld met vuur sal oordeel. Ek is seker u onthou en is vertroud met hierdie waarhede wat in die Bybel opgeteken is. Waarom sal die wêreld geoordeel word? Kom ons kyk na die tyd toe God die wêreld geoordeel het. Die dae van Noag, die dae van Sodom en Gomorra en die laaste dae. Wat het hierdie tye in gemeen? In elk van hierdie tydperke was die mense almal opstandig, vervreemd van God, goddeloos en immoreel. Hierdie soort sosiale verskynsel het in daardie dae bestaan. Ek bid dat ons vandag hierdie tyd kan neem om die waarheid te besef van hoe ons vyand, die duiwel, in die dae van Noag, in die dae van Sodom en Gomorra en selfs tot die laaste dae, bose planne gebruik om mense weg te lei van God. Onder die preektitel, die twee oordeele en die pasga, laat ons studie van God se woord begin deur eers na Hebreërs hoofstuk 11 vers 6 te blaai. Kom ons kyk na die woorde in Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Terwyl ons die pad van die evangelie stap, word ons voortdurend deur die wêreld beïnvloed. Ons raak baie maklik verdiep en pas by ons omringende omgewing aan. Die manier van dink van die mense rondom ons, hul leefstyl en die verskillende gebruike van ons samelewing. God is voortdurend besig om van ons 'n nuwe skepping te maak. Hy het 'n wil en 'n begeerte vir ons en dink. Dit is die soort persoon wat ek wil hê u moet wees. Ten spyte hiervan word ons dikwels deur die wêreld beïnvloed. Met geloof is ons egter in staat om al hierdie invloede te oorkom. Maar wat as ons nie geloof het nie? Waarheen sal ons geestelike lewens dryf? Waarheen sal ons harte getrek word? Ons sal onvermydelik vind dat ons na die wêreld kyk en dink, maar almal anders doen dit op hierdie manier. Dit word dan moeilik om die lewe te leef wat God vir ons begeer. Dit wil sê om 'n mens te wees wat wedergebore is. Dit is geloof wat ons toelaat om onsself teen wêreldse invloede te verdedig, want geloof stel ons lewensdoel op die koninkryk van God, nie waar nie. Laat ons voortgaan. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Daardeur het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword van die regverdiging volgens geloof. Dit sê, deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Almal om geloof te hê in dinge wat ons nog nie gesien het nie, is dit 'n maklike ding om te doen. Stel u die toneel voor van die hele wêreld wat heeltemal deur water bedek is. Dit is iets wat niemand van ons nog ooit gesien het nie, selfs tot vandag toe. Die hele wêreld was in Noag se dag oorstroom. Kan u dit indink? In daardie tyd was so iets heeltemal buite die verbeelding. Dit is hoekom Hebreërs hoofstuk 11 na hierdie gebeure verwys as dinge wat nog nie gesien is nie. Net so is die toekomstige gebeurtenis wanneer God die wêreld volkome met vuur sal oordeel ook iets wat ons nog nooit gesien het nie. Die hele wêreld sal in vuur verswelg word. Is dit nie 'n ondenkbare skouspel nie? En tog, die skrif sê dat Noag dit geglo het. Hy het geglo en wat het hy voorberei? Hy het die ark gereed gemaak, presies soos God hom beveel het.
Kom ons bevestig dit in Genesis hoofstuk 6 vers 9. Genesis hoofstuk 6 vers 9. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Cham en Jafet. Wat was die status van die wêreld? Die aarde was deur en deur sleg voor God. Die aarde was vol geweld. Wat moraliteit en etiek betref, het die hele wêreld uitermate goddeloos en korrup geword. Kom ons kyk na vers 12. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. God het vir Noag gesê, die einde van alle mense het, volgens my besluit, aangebreek, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Kyk, ek gaan hulle verdelg saam met die aarde. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne en van buite met pik bestryk. Met hierdie woorde het God Noag beveel om die ark voor te berei en om opdrag gegee om 'n manlike en vroulike paar van elke soort dier daarin te bring, wat onderskei tussen rein en onrein. Kom ons gaan voort in vers 21. En jy neem van elke soort kos wat geëet word, en bring dit bymekaar by jou. Dit moet vir jou en vir hulle as kos dien. Noag het dit toegedoen. Net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Selfs in omstandighede waar hy hom onmoontlik kon indink hoe God die wêreld met water sou oordeel, het Noag alles getrou uitgevoer wat God hom beveel het. Dit volg dieselfde beginsel as ons vandag gehoorsaamheid aan God se opdrag. Verkondig die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Vandag leef ons in 'n goddelose en owerspelige geslag. Tog, selfs te midde van so 'n wêreld, werk God om sy geliefde kinders te red. Net soos God die ark voorberei het voordat hy die wêreld met water oordeel, het hy in hierdie laaste dae Sion voorberei, sodat alle mense daarin kan inkom. Verder het hy ons nie die kosbare missie toe vertrou om dit aan almal regoor die hele wêreld te verkondig nie. As daar 'n punt is wat ek julle uit vandag se boodskap wil gee, is die belangrikste een in werklikheid, dat alhoewel Noag nog nooit sulke dinge met sy eie oë gesien het nie, hy steeds God se woord geglo het presies soos dit was en alles uitgevoer het net soos hy opdrag gekry het. Net so is die toekomstige oordeel wat deur vuur oor die hele wêreld sal kom, 'n gebeurtenis wat ons nog nooit aanskou het nie. Dit is om hierdie rede dat ons, soos Noag, moet voorberei vir ons verlossing in hierdie tyd. Ons moet diegene word wat alle volke kan lei sodat hulle na Sion kan terugkeer. Die titel van vandag se boodskap is Die twee oordeele en die Pasga, en ons kan ontdek dat die omstandighede van hierdie twee oordeele merkwaardig ooreenstem. Kom ons kyk na die boek 2 Petrus hoofstuk 3 vers 6. Twee Petrus hoofstuk 3 vers 6. En deur hierdie dinge is die antieke wêreld deur water oorstroom en het dit vergaan. Dit is die verduideliking oor die tyd van Noag. Maar die huidige hemele en die aarde word deur dieselfde woord. Die woord wat God gegee het toe hy die wêreld met water geoordeel het, was sy woord, en sy verklaring om hierdie wêreld met vuur te oordeel, is ook deur sy woord. Deur dieselfde woord vir vuur op sy gesit, dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van watter soort mense die goddeloos is. Uiteindelik is die goddelose mense van hierdie wêreld almal onderworpe aan oordeel, net soos hulle in die dae van Noag was. Daarom is daar absoluut geen rede vir ons om hul dade na te volg of hul lewenswyse te volg nie.
Ons moet nie sê, maar die res van die wêreld doen dit, en dit lyk goed. Ons standaard vir alle dinge moet altyd God wees. Ons moet altyd vra, hoe sien God dit? Is dit nie waar dat ons eers dan deur die regte geloof getrou kan bly tot die einde toe en deel kan hê aan die verlossing wat Noag ontvang het nie? Kom ons gaan voort met vers 9. Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, wat is hy geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God wag vir ons om vas te staan op die regte standaard van geloof wat hy begeer, om die wêreld te oorwin, om ons elke swakheid te oorwin, en om altyd in oorwinning te staan oor Satan se beproewinge en misleidings. Vers 10. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan, en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Soos jy hier kan sien, watter soort lewe beklemtoon God? Mense wat 'n heilige lewe lei en Godvreesend leef. Hierdie gedeeltes in die Bybel wys vir ons wat in die dae van Noag en van Sodom en Gomorra gebeur het. Naarmate die mense ongevoelig geword het vir die beoefening van godvrugtige gedrag en ver van godsaligheid afgedwaal het, het God voortdurend met oordeel oor hulle geregeer. Vers 12. Wat na die aanbreek van die dag van God uitsien, en dit probeer bespoedig. Wat sal dit teweegbring? Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan en die elemente, ons fisiese liggaam, sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Almal kan jouself so 'n toneel voorstel. Jy kan jouself afvra, hoe kan die elemente smelt? Hoe kan die hemele deur vuur vernietig word? Selfs toe God vir Noag opdrag gegee het, berei 'n ark voor en hom beveel het om daarin in te gaan. Mense het gewonder, waar in die wêreld kan genoeg water vandaan kom om die hele aarde te bedek? Dit is 'n ondenkbare toneel. Noag het egter God se woord geglo dat dit sy woord was en hy het alles gedoen soos hy beveel het. Op dieselfde manier moet ons glo dat God die hele wêreld met vuur sal oordeel en ons moet Sion binnegaan soos hy beveel het. Moenie aanpas by die patroon van hierdie wêreld of die weë van hierdie geslag leer nie. Ek glo dat ons geloofsreis moet ontvou in godsaligheid en heiligheid, volgens hierdie leringe. Kom ons gaan voort met vers 13. Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, wat moet ons doen? Streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Moet ons dan nie streef en met nog groter moeite in hierdie werk arbeid nie? God het ons beveel om vinnig die geseënde nuus aan almal in die wêreld te verkondig voordat hy dit aan die einde van die eeu met vuur oordeel. Dit is die goeie nuus wat ons moet deel, want daardie tyd sal verseker kom. Kom ons blaai na die evangelie van Matteus hoofstuk 28, vers 18. Matteus hoofstuk 28, vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die tyd. Aangaande alles wat ek julle beveel het, wat word ons aangesê om te doen? Ons word beveel om hulle te gehoorsaam. Verder het hy ons beveel om dit aan elke nasie te gaan verkondig.
In die tyd van Noag het God aan elke lewende wese 'n geleentheid gegee voordat hy die wêreld deur water geoordeel het. Nietemin, omdat die mense sulke rebelse lewens gelei het, het hulle die woorde van God gespot en geminag. Hulle het ook die woord van God gespot en geminag in die tyd van Heskia. En selfs in hierdie tyd, hou hulle aan om sy woord te bespoot en te verag. Hulle weier om aandag te gee aan enige van die instruksies of leiding wat God aan hulle gee. Maar wanneer die dood reg voor hulle drempel is, en hulle uiteindelik tot hul sinne kom en dink, ek moet by die ark kom, sal dit selfs vir hulle moontlik wees om te gaan. Dit is onmoontlik. Is dit nie hoekom baie Sion familielede nou oorsee gaan? Met die hart om die evangelie te verkondig aan mense wat nog nie hierdie boodskap gehoor het nie. Laat ons oopmaak vir Jesaja hoofstuk 43 om die woord van belofte te lees. Wanneer God die wêreld met vuur oordeel, sal hy ons verlos. Sulke nuus is waarlik kosbaar en geseënd. Kom ons kyk na God se woord in Jesaja hoofstuk 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Hy gaan voort om hierdie boodskap aan ons te lewer, selfs vandag nog. In die middel van water en in die middel van vuur, wat sê hy sal hy doen? Hy het beloof om by ons te wees en ons van dit alles te verlos. Kom ons blaai na Psalms 91 vers 7. Psalms 91 vers 7. Daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Wat sal gebeur? Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toe kyk, die vergelding van goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. Beloof God nie om te keer dat rampe naby ons kom nie. Kom ons ondersoek hoe God verklaar het dat hy al die kinders van Sion sal beskerm. Oordeel deur water en oordeel deur vuur is gebeurtenisse wat die mensdom nog nooit tevore gesien het nie. Hierdie gebeure sal egter presies volgens die woord van God uitgevoer word. Daarom word ons beveel om onsself gereed te maak en voor te berei. Kom ons blaai na Exodus hoofstuk 12 om te lees oor die belofte van hoe hy ons sal verlos te midde van water en vuur. Kom ons kyk na Exodus hoofstuk 12 vers 11. Dit is hoe julle dit moet eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die pasga van die Here. Vers 12. Ek sal daardie nag deur Egipteland gaan en alle eersgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien,
God het beveel om die bloed van die lam aan die sye en bokante van die deurkosyne te smeer. Wanneer hy die bloed sien, wat sal hy doen? Sal ek by julle verbygaan? Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipteland tref nie. Hierdie belofte is nie een wat net so wat 3500 jaar gelede in Egipteland vervul is nie. Wat sê God in vers 14? Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Wat is hierdie dag? Dit is die Pasga. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier. As 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feestelik vier. Dis kan die Pasga gesien word as die einste waarborg van God se belofte. Die Pasga bevat die groot belofte dat God altyd die kinders van Sion sal beskerm of oordeel deur water, deur vuur of enige ander situasie kom. Daarom, wanneer u oor see gaan, bid ek dat u breedvoerig sal onderrig oor die geskiedenis van die Pasga en volledig sal verduidelik waarom ons dit moet hou. Net soos Noag voorberei het vir wat onsigbaar was, het God vir ons die Pasga gegee sodat ons voorberei op wat onsigbaar is. Hy berei die weg voor vir die hele mensdom om terug te keer na Sion, die plek waar sy feeste gevier word. In Exodus hoofstuk 12 beloof hy, ek sal by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees. Deur watter middele maak God nou hierdie belofte aan ons? Is dit nie die belofte wat God deur die Pasga aan ons gee nie? Daarom staan daar geskryf in Psalms 91, daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant, wat sê die Bybel sal gebeur. Die belofte dat u naby jou sal dit nie kom nie, op wie is hierdie woord van toepassing? Wat moet hulle nakom om hierdie belofte te ontvang? Dit is die belofte wat God gemaak het aan diegene wat die Pasga vier. Vandag, terwyl ons hierdie woorde van God se waarheid diep in ons harte graveer, laat ons deur die Bybel nog 'n paar besonderhede bevestig oor die dag wanneer God die wêreld deur vuur oordeel. Kom ons blaai saam na Jeremia hoofstuk 4, vers 9. In Jeremia hoofstuk 4, vers 9 staan daar geskryf: Op daardie dag is die uitspraak van die Here, sal die koning en sy hoë amptenare se moed hulle begewe. Die Bybel sê dat hulle moed sal verloor omdat daardie toneel so uiters vreesaanjaend en skokkend sal wees. Die priester sal geskok wees, die profete sal versla staan. Die oorblywende tyd van die vurige oordeel sal gevul word met tonele soos hierdie. Kom ons gaan nou na Jeremia hoofstuk 5, vers 1. Jeremia hoofstuk 5, vers 1. Deurkruis die strate van Jerusalem, kyk tog rond en let op. Soek op haar pleine of julle iemand vind, of daar iemand is wat reg doen, wat na betroubaarheid soek, dan sal ek, wat sal hy doen, haar vergewe. Klink dit nie soos 'n gedeelte wat ons al iewers gehoor het nie, waar anders in die Bybel het ons sulke woorde gevind? Voor die vernietiging van Sodom en Gomorra het Abraham by God gepleit: Sal u die regverdige saam met die goddelose wegvee? Voortdurend die aantal regverdige mense wat nodig is om die stede te spaar te verlaag. Maar op die ou end, omdat nie eens 'n klein aantal regverdige mense in Sodom en Gomorra gevind kon word nie, het God uiteindelik sy finale oordeel deur vuur laat neerkom. Ook hier sê God, of julle iemand vind, sal ek haar vergewe. Die wêreld word meer goddeloos, dwaal verder van God se geregtigheid af, en word geestelik verhard. Iemand mag dalk sê, is die kerk van God nie te rigied en volg net die Bybel nie? Hoe kan iemand op so 'n verstikkende manier leef? Om volgens die woord van God te lewe is nooit verstikkend nie. Dit is die veiligste, mees geseënde en mees seker pad. Daarom moet ons diegene wees wat sulke lewens kan lei.
Wanneer jy 'n oomblik het, hersien asseblief ook die tonele wat in 2 Petrus, hoofstuk 3, Maleagi, hoofstuk 4 en Sefanja, hoofstuk 1 beskryf word. Kom ons blaai na Jesaja, hoofstuk 24, vers 1. Jesaja, hoofstuk 24, vers 1. Kyk, die Here gaan die land kaal stroop en dit verniel, hy gaan sy oppervlakte skend. Die uitdrukking dat God die aarde sal verniel, wys presies hoe groot sy toorn moet wees. Alhoewel dit 'n hoogs versagte uitdrukking in Bybelse terme is, kan 'n mens nietemin 'n geweldige mate van God se heilige toorn onderskei. Daar word gesê dat God nie bloot die aarde laat soos dit is nie, eerder, omdat sy boosheid nou die hemele deurdring, maak hy dit woes en sal dit verwoes. Hy gaan sy oppervlakte skend, sy inwoners uitmekaar jaag. Dit sal met priesters gaan soos met die volk, met hulle eienaars soos met slawe, met hulle eienaaresse soos met slavinne, met verkopers soos met kopers, met leners soos met uitleners, met skuldenaars soos met geldskieters. Die land word heeltemal kaal gestroop, volledig geplunder. Ja, die Here, hy het hierdie uitspraak gemaak. Die aarde verdroog, dit verskrompel, die bewoonde wêreld kwyn weg, dit verskrompel. Die vername mense van die aarde kwyn weg. Die aarde lê besoedel onder sy inwoners. Hulle het wette oortree, vaste voorskrifte die rig toegekeer, 'n ewige verbond verbreek. Daarom verteer 'n vloek die aarde en boet die wat daarop woon. Daarom word die bewoners van die aarde minder en bly daar weinig sterflinge oor. Die nuwe wyn het opgeraak, wingerde kwyn weg, almal wat vrolik van hart was, sug. Die vreugde van die tamboerijn het opgehou, die gejoel van uitgelate mense het tot 'n einde gekom, die vreugde van die lier het opgehou. Geen lied meer wanneer wyn gedrink word nie, sterk drank is bitter vir wie dit drink. Die leë stad lê verbreek, elke huis geslote, ontoeganklik. Daar is 'n gejammer oor wyn in die strate, alle blydskap het weggesink, verban is die vreugde van die land. Wat in die stad oor is 'n skrikbeeld, tot 'n mirasie is die stadspoort verpletter. Ja, so sal dit midde in die land tussen die volke wees, soos met die afslaan van olywe, soos met oesreste as die druiwoes verby is. Almal probeer om hierdie soort omgewing en hierdie soort atmosfeer voor te stel. Te midde van dit alles, die nuus dat God die plaas sal laat verbygaan oor diegene in Sion wat die Pasga hou, dat hy hulle sal verloos na die koninkryk van die hemel sal lei, almal, is dit nie die mooiste en wonderlike nuus nie? Dit is die nuus wat ons met ons bure, ons gesinne, ons familielede en almal rondom ons moet deel. Ons lewer niks af wat die wêreld kan benadeel nie. Ons lewer die grootste voordeel vir die mensdom. Huiwer of voel ons ooit bang wanneer ons iets goeds vir 'n persoon gee? U sou sê, ek wil iets met u deel. U sal absoluut mal daaroor wees. U besef dit net nog nie. Of dit nou u kind se verjaardag of u ouers se verjaarsdag is, wanneer u 'n geskenk voorberei, gee u dit nie met die gedagte: hulle sal so verheug wees wanneer hulle dit oopmaak nie. Met so 'n hart moet ons die evangelie verkondig en hierdie gawes een vir een deel. Dit is hoekom die boodskap wat ons lewer een van volkomme vreugde is. Is hierdie boodskap nie in die Bybel opgeteken as die evangelie, wat die goeie nuus beteken nie? Kom ons verkondig dit wyd en suid. Ons moet diegene wees wat God se wil verkondig. Net soos die wêreld in die tyd van Noag deur water geoordeel is, so sal God sekerlik in die laaste dae oordeel bring. Maar dit gaan nie net oor vreesaanjaende en verstommende gebeure nie. God se belofte van verlossing is ook teenwoordig. Laat ons daarom alle siele in die lewenswaarheid van die Pasga lei. Met so 'n hart, laat ons vir alle mense sê: moenie hierdie geleentheid misloop nie, maar maak seker om dit aan te gryp.
Hierdie is 'n laaste en spesiale geleentheid, so sluit asseblief by ons aan by die Pasga, die fees van die lewe, en ontvang die seëninge en genade van God. Met hierdie hart moet ons sekerlik die kosbare evangelie van die nuwe verbond aan alle mense van die wêreld verkondig. God het sy woord gegee dat hierdie 2 oordeele sekerlik vervul sal word. Maar omdat die mense van die wêreld verskillig optree, beteken dit nie dat ons saam met hulle meegesleer moet word nie. Eerder binne God se leringe, as God sê, dit is nie heilig nie. Dit is nie goddelik nie, dan moet ons daardie dinge van ons wegstoot. Is ons nie die mense van Sion wat die leringe van God leer en volg nie? Dan moet ons vra, wat is die leringe wat in Sion gevind word? En ons moet ook vra, hoe lei God ons in hierdie huidige tyd? As ons God se volk word wat altyd aandag gee aan sy leiding en weet hoe om dit te volg, is ek vol vertroue dat God sy volk veilig in die ewige koninkryk van die hemele sal lei, selfs in hierdie goddelose en owerspelige geslag. So, ons moet onsself afvra, waarom is mense geoordeel in die dae van Noag en in die tyd van Sodom en Gomorra, en hoekom staan hierdie laaste een nou die oordeel van God in die gesig? Ek versoek julle dringend, moet dit nooit vergeet nie. Op sulke plekke het die mense altyd alles gedoen in stryd met die leringe van God. Die les wat God ons vandag gegee het deur die 2 oordeele en die Pasga, is dat dit sy wil is om ons voor te berei vir hierdie eeu, net soos hy vir die mense in die tyd van Noag gedoen het. Ek bid ernstig dat julle dit ter harte sal neem, sodat julle almal hierdie jaar se Pasga met vreugde kan groet. Met die hoop dat julle baie genade ontvang het, wil ek graag vandag se preek afsluit. Baie dankie.